motorfiets storie, maar dit is ook 'n storie wat vir my 'n baie spesiale oorsprong het. Dit is hier by jou stasie. Dit is nou so 5,5 jaar gelede, toe ek nou vir die eerste keer begin uitsaai het. Kom ek sal vir julle so sê, ek het 'n skoolvriend wat vir my gesê het, ek moet dit doen, ek moet probeer. En so het ek toe nou by 'n paar plekke geprobeer, en toe een aand, toe kyk ek televisie, en daar so 'n braaiprogram daar op Afrikaanse betaalkanaal, en daar sien ek toe nou vir Rooies en jou stasie. Ek onthou Pieter, ons tegniese man, was ook daai dag op die saam gebraai. En ek dink toe my gids, dit beïndruk my toe, en ek kyk nou 'n bietjie op internet, ek sien hom, hulle sommer nie nodelike voorstelle en naby waar ek bly. Ek stuur vir Rooies 'n boodskap, hy sê ek het hom kom sien, en ek het hom kom sien, en toe ek tussen ek en hy, of toe het wou gehad het, ek moet nou die jou stasie koerant vir hom begin. So ek was die ou saam met Rooies wat die jou stasie koerant begin het hier in 2020. En dit was so 2 maande of so toe, vra hy vir my of ek ook wil uitsaai, wat natuurlik eintlik wat die bedoeling was. Toe sê hy, maar ek kan ons saam met Chante begin uitsaai, in daar program Motorcycle Madness. En ek onthou nou baie goed, daar die atelier wat ons omgesit het, ons het daarna weer van 2 plekke verander, waar ons nou hierdie luxe atelier wat ons nou het, was dit daar net 'n baie klein vertrekkie gewees, en daar was min plek ook, ek dink daar kon maar 2 mense daar wees, miskien as jy nou baie in squeeze, dan kon jy 3 wees. En die eerste vraag wat Chante vir my gevra het, was waar kom die naam Doppies vandaan? So, dit sal ek nog eendag vir jou vertel, maar nie vanaand nie. En so het ek en sy nou lekker weet begin Motorcycle Madness uitsaai, 1 keer 'n week op 'n maandag, en die program het nou later baie luisteraars gelok, en ons het baie prettig gehad. Jy weet, dis nou die ou familie van oud en jonk, en mooi en lelik, en stadig en vinnig, en vroulik en manlik, en weet, al daai goed is wat vrolik en saamgestel, wat jy ook al met mekaar vergelyk, en dit het baie lekker gewerk. En die een dag toe praat ons nou oor, maar wees soos altyd oor motorfietser, en toe kom het nou op die ding af van waar mense nou, weet hierdie ou ding van, almal het ons nou 'n sekere tipe motorfiets wat jy nou van hou, wie jy's nou 'n Honda man, of jy's 'n Harley ou, of jy's 'n Suzuki ou, of 'n Yamaha, of 'n Ducati, of 'n KTM, of 'n BMW, ek sal nou nie almal kan onthou nie, daar's natuurlik nog 'n hele ander lot, en mense is nog as redelik, weet, pligsgetrou, wil ek amper sê, aan hierdie spesifieke motorfietstype, en weet, Honda adverteer ons nou hierso op jou stasie, en ek is baie bly om te sê, dat ek al van 1988 af ry ek net Hondas. Ek het op die stadium 2 Honda karre en 1 Honda motorfiets, so ek dink nogal, ek wys my loyaliteit, maar nou, wat nou interessant is, ons praat ons toe nog baie, en daar is altyd die goede gespot, tussen die een motorfiets en die ander een, so die een ou wat met die BMW ry, sal nou die Honda spot, en die Honda sal nou die ou met Suzuki, sal ons nou gedurende so goedige, lekker, want daar is baie keer ook, weet, 'n bietjie waarheid in, en so een dag toe, ek is nou so lekker self, so naby, amper sê ek uitvaltyd gewees, toe kom ek nou, onthou ook nou van die storie, hele paar jaar gelede, dus ek daar op pad na Tygervallei winkelsentrum toe, daar kom van Belwelse kant af, en ek kom daar by die verkeerslig, daar naby Tygervallei, en ek sien nie so links voor my, staan 'n motorfiets, maar ek sien toe, dis 'n Harley, en ek kyk die Harley so en sê, joh, maar dis allemaal mooi Harley hierdie, soos reg, dis 'n mooi Harley, weet, vir my is, soms so, as ek sommer kan sê, Harley is nie vir my mooi nie, ek jok nou, maar weet, dis nou maar hoe ons met mekaar praat, Harley is vir my mooi, maar die op dis Harley lyk toe vir my besonders mooi, en ek dink so by myself, gids, ek moet 'n bietjie kyk wat sy Harley dit is, want hy lyk so 'n bietjie, dis Harley, maar hy lyk so 'n bietjie anders, hy is net vir my mooi, en ek, toe ons nou wegtrek, die kar voor my trek toe lekker vinnig weg, en ek kon toe nou nader kom, en ek kon toe langs die ou met die motorfiets ry, en ek kyk die motorfiets so, en ek sien so, maar dis nie Harley hierdie nie, en daar mooi netjies op die tank staan daar, Honda Shadow, en nou kan jy dit glo, toe die Honda, wat soos Harley moet wees, vir my mooier as die Harley self, en, nou ja, Chante het nou vreeslik lekker vir die storie vertel, gelag, en so het ons toe ons program afgesluit, daar die aand, die Honda, en dan die Harley, het ons toe nou lekker mekaar se siele uitgetrek het, die dag toe, die Honda, wat soos 'n Harley gelyk het, vir my mooier was as 'n Harley. Nou, jy kan gerus maar gaan Google, dit is nogals interessant,
hoe ongelooflik dieselfde die twee motorfietsse lyk en klink. En ek het onlangs, het ek juist op my YouTube kanaal 'n kort videoetjie van 30 sekondes gesit, van waar 'n ou met 'n motorfiets ry, wat ook lyk en ry soos 'n Harley, en ek het die videoetjie opgesit en vra ek nou, wat se motorfiets is dit hierdie? Is dit 'n Harley? Sê ek, nee, dis 'n Honda. So jy is welkom daar geloer op my YouTube kanaal, hoe mense kan deur mekaar raak. En uit die aard van die saak, as 'n mens nou iemand kry wat dit wat jy doen naap, in enige geval moet ek nou eerlik wees, Honda het 'n alternatief vir Harley op die mark gesit, en dan moet jy baie gekomplimenteer wees, dink ek. Ek dink jy moet baie goed voel daar, dus iemand dink dat jou voorkoms is so fantasties, dat ek wil ook een bou wat so lyk, en ja, Honda doen dit, Kawasaki doen dit, en Suzuki doen dit, en dan nou, daar's ander ook, wat dit ook doen, so, ja, baie interessant hoe die goed werk. So, geef vir Harley al die eer, hulle kom al neer as dikke 110 jaar aan, wat hulle al motorfiets bou, maar jy weet op die eind, as jy 'n motorfiets gaan koop, wat gaan jy koop? As jy Suzuki ou is, jy gaan 'n Suzuki koop. As jy Honda ou soos ek, dan gaan ek 'n Honda koop. Alle motorfietsse is my mooi. Moes ek my geld moet uithaal, dan doen ek dit op 'n Honda. 'n Ander ou sê nee, Honda is te vervelig, ek gaan 'n Harley koop. Ek wil daai krag onder my, ek wil daai bril van die engine onder, en ek gee nie om vir die vibrasies nie. Dis alles deel van die motorfiets se karakter. En ek kan dit nie help nie, dit is vir my mooi om na Harley te luister. Maar ons spot altyd dat Harley kan jy hoor jy eers, en dan sien jy hom. Maar die motorfiets wat ek het, jy sien hom eers, en dan hoor jy hom. So daar is 'n belangrike verskil tussen die twee, afhangende waarvan jy hou. So dit is sommer net 'n storieetjie oor die dag toe die Harley, die Honda weergawe van die Harley vir my mooier as die Harley self was. Ek speel vir